Opgewondenheid is mos een van daardie dinge wat 'n mens nie vir jouself kan hou nie. Want dit voel asof daar te veel hier binne is. Dit moet uit. Jy moet dit met iemand deel. Jy kan dit regtig nie vir jouself hou nie. En daarom soek 'n mens iemand om hierdie opgewondenheid mee te deel. En opgewondenheid is een van daardie dinge dat hoewel jy dit, en selfs as jy dit met ander mense deel, dan raak dit nie op nie. Jy het dit nog steeds. Ja, dis een van daardie sake wat, hoe meer jy dit deel, hoe meer het jy dit nog steeds vir jouself. En daar is baie dinge wat mense opgewonde maak in hierdie wêreld. En ek wonder of ons besef dat een van hierdie dinge waaroor ons regtig opgewonde kan wees, is dat ons in 'n verhouding met God kan staan. Dit is jammer dat daar baie keer mense is wat dink dat 'n verhouding met God beteken dat jy baie ernstig moet wees, dat jy met 'n lang gesig moet rondloop, dat jy nie kan glimlag nie, en dat dit 'n baie persoonlike en 'n private saak is. Maar dis eintlik nie wat dit is nie. Want God maak vir ons deel van sy gesin hier op aarde. Die opgewondenheid wat ons ook in ons geloof, lewe en verhouding met God kan beleef, is nie iets wat ons alleenig beleef nie, maar saam met ander gelowiges, saam met ander kinders van die Here. En daarom is die eerste 7 verse van Psalm 95 so baie besonders. Kom ons kyk na Psalm 95 vanaf die eerste vers. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof. Laat ons hom toejuig met lofsange. Want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. 'n Mens kan dit eintlik nie mis dat hierdie Psalm begin om te sê kom. Kom is 'n woord wat vir mense sê kom deel hierin. Kom saam met my om hulle aan te moedig, om hulle selfs te bemoedig, om hulle uit te nooi en te sê kom. En kom wanneer ons dan na die Here toe gaan, laat ons dit doen met 'n gejubel en juig, met lof en God toejuig. Dit is die woorde wat gebruik word, 4 woorde na mekaar in vers 1 en 2, om ons te herinner daaraan dat ons die voorreg het om God se lof te besing, om te kan deel in sy grootheid, om te kan juig oor die feit dat hy ons God is, want dit is wat vers 3 dan vir ons baie duidelik sê. Want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. In die Bybelse tyd was daar baie verskillende gode gewees. Volke het afbeeldings van hulle gode gemaak. Hulle het 'n stuk hout gevat en dit uitgekerf, of hulle het metaal gevat en dit gesmelt in 'n vorm, en dan was dit hulle God wat hulle aanbid het. Maar God was totaal anders as hierdie gode, want God kan nie uit hout gemaak word nie. En daar kan ook nie 'n beeld van hom gesmeld word nie. Nee, God is die onsigbare God, in wie die volk Israel geglo het. En daarom was dit totaal anders as al die ander volkere gewees. Maar soos wat God hom al reeds geopenbaar het, en soos wat hulle dit al beleef het ook as volk oor die loop van jare, is dit dat God groter is as al die ander gode. Want sien, 'n afbeelding, jy kan 'n afbeelding maak en dan kan hy ore hê, maar hy kan nie hoor nie. Hy kan oë hê, maar hy kan nie sien nie. Hy kan 'n mond hê, maar hy kan nie praat nie. Dis ook beelde wat baie keer in die psalms en in die profete gebruik is, om God aan te dui as anders as al die ander volke se gode. Daarom huiwer die digter nie om te sê dat God die groot koning is, en groter is as al die ander gode. Die wêreld waarin ons vandag leef is nie 'n wêreld waarin mense sommer meer vir hulle fisiese afgode maak nie. Maar eintlik is 'n afgod enige iets wat in God se plek gestel word. En daarom moet ons nie maak of dink dat daar nie meer afgode is nie. Daar is nog. Dit is net 'n bietjie meer subtiel. Ons is 'n bietjie meer gesofistikeerd. Maar God is nog steeds groter as dit alles. En daarom kan ons juig, daarom kan ons mekaar oproep, ook in hierdie tye waarin ons nou is, om dan ook met 'n gejuig en met vreugde na God toe te nader. Die Psalm gaan verder
en verduidelik waarom God groter is as al die ander gode. Vers 4, die dieptes van die aarde behoort aan hom. Die kruine van die berge is syne. Die dieptes van die aarde en ook die kruine is syne. Die see is syne, hy het dit gemaak. Sy hande het die land gevorm. En as ons dit eers besef, dat God die skepper God is, en dat alles in hierdie skepping aan hom behoort, dat hy groter as al die gode is, dat hy die koning is, dan kan ons weer, soos wat die eerste verse van hierdie psalm dan vir ons gesê het, kan ons weer mekaar aanmoedig en sê, kom, ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, want dit is 'n gebaar om te erken dat ons dan voor God as koning buig en om hom te aanbid. Kom ons kniel voor hom, die Here ons skepper. Om te buig en te kniel is om aan God eer te betoon. Om God te erken vir wie en wat hy is. En daarom die 7de vers, dit wat ons dan ook vandag nog steeds kan weet, die skepper God, wat alles in sy hand hou, is die God waarin ons ook kan juig en jubel, want hy is ons God, en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Die beeld wat hier gebruik word in Psalm 95 is die baie bekende beeld wat ons ook in onder andere Psalm 23 kry, van God wat die herder is en dat ons deel van sy volk, deel van sy kudde, deel van sy skape is, want hy is die herder wat dan vir ons ook sorg. Dit moet ook die boodskap wees wat ons dra, elke dag van ons lewe, wanneer dit goed gaan, ook wanneer dit dalk sleg gaan, wat ons steeds kan weet. Ons het 'n God wat groter is as enige van die gode in die wêreld, 'n God wat hierdie skepping nie net alleen daar gestel het deur dit te maak nie, maar dit ook onderhou, en vir jou en my as deel van sy skepping, dan ook nog steeds versorg, vir ons verseker van sy liefde, van sy goedheid, van sy genade. Geniet dit ook vandag, al hierdie geskenke wat van die Here afkom.